Hi almal, my naam is Kobus Kreer. Dis die 30ste September 2024. Ek wil graag met julle 'n woord kom deel en 'n visioen kom deel wat die Heilige Gees my gewys het op die 24ste September net na 12 die aand. Ek het gaan slaap en net na 12 maak die Heilige Gees my daardie oggend wakker. En ek sit toe in die teenwoordigheid van die Heilige Gees en ek sien hierdie besem wat besig is om te vee, besig is om skoon te maak. Maar die besem lyk soos die besems wat die ou mense op die plase gebruik het. Hulle het of van tamboekiesgras het hulle besems gemaak of ek dink hulle het baie keer ook, as ek reg onthou, van die stingels van droë kakiebos het hulle besems gemaak wat jy dan nou met die hand die matte sou skoon vee om die sand ensovoorts uit te kry. Nou hierdie besems het baie skoon gevee. Ek kan dit onthou as 'n kind. En wat baie interessant is, die volgende oomblik hoor ek die Heilige Gees en die Heilige Gees begin met my praat en sê, my seun, ek is besig om die kaf van die koring te skei. Ek is besig om my bruid voor te berei. Ek is besig met 'n reinigingsproses. En die volgende oomblik sien ek 2 kruiwaans wat voor my staan. Die een kruiwaan aan die linkerkant is vol kaf en die kruiwaan aan die regterkant het 'n paar koringkorrels in. So min dat ek die bodem van die kruiwa kan sien en laat ek met my hand krap ek binne in dit. En ek sê, Heilige Gees, maar hoe's dit moontlik? Vir die hoeveelheid kaf wat daar is, moet daar meer koringkorrels wees. En die Heilige Gees sê vir my die volgende: nou is die poort wat na my lei en die wat dit volg, beteken die ewige lewe. En ek het dit gaan soek. Ek het hierdie skrif gaan soek. En wat amazing is van hoe die Heilige Gees my werk, is die feit dat hierdie skrif, hierdie spesifieke skrifte, ken ek nie uit my kop uit nie. Maar die Heilige Gees wys dit presies vir my in die Gees. En toe ek dit gaan soek, toe kry ek dit in die volgende skrifte. In Matteus 3 vers 12, en Lukas 3 vers 17, en dan van die noupoort is ook in Matteus en in Lukas. Nou, hierdie skrifgedeeltes gaan oor die volgende. Die mense in daardie tyd het na Johannes toe gekom en vir Johannes gesê, is jy die Christus? En toe sê Johannes vir hulle, ek het julle wel met water gedoop, maar hy wat na my sal kom is sterker as ek. Ek is nie eens waardig om sy skoenveter los te maak. Maar hy wat na my kom, en hy praat hier van Jesus, hy wat na my kom, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En toe sê Johannes hierdie volgende woorde, sy skop is klaar in sy hand. Deur en deur sal hy die dorsvloer skoonmaak. Deur en deur sal hy die dorsvloer skoonmaak en die koring in sy skuur berg en die kaf sal in die onuitblusselike vuur verbrand word. En dit is presies wat die Heilige Gees my gewys het. Die koring word van die kaf geskei. Ons moet onthou dat die oordeel is aan Jesus gegee. En die woord sê, Jesus staan reeds met sy skop in die hand om die koring van die kaf te skei. Nou, ons lees baie duidelik in Lukas en in Matteus dat daar staan, wyd is die poort wat na die verderf lei. Maar nou is die poort wat na Jesus lei. En daar staan, stry hard om daar te wil kan ingaan. Want is nie almal wat dit gaan maak nie. Nou baie mense kan hierdie boodskap luister, baie mense kan dit afmaak. Maar kom ek sê vandag vir jou my vriend, moenie sê jy's nie gewaarsku nie. Hierdie is 'n waarskuwing aan elke mens daar buitekant. Elke een wat na hierdie video luister. Wees gewaarsku. God staan met sy skop in die hand. En hy's besig om sy dorsvloer skoon te maak en skoon te maak. Sodat daar niemand verlore kan gaan nie.
Daar staan hy maak sy dorsvloer deur en deur skoon. Dit beteken hy maak seker om elke een wat graag gered wil word, sodat hy gered kan word. Die vraag is, het jy vir Jesus Christus al aangeneem as jou verlosser en jou saligmaker? As jy nog nie het nie, gaan ek vandag saam met jou bid. En dit is my doel met hierdie video. Al kry ek net een persoon wat na Jesus Christus toe draai, is dit fyn. As baie mense wat dit teen gaan aflag, soos wat hulle reeds doen. Maar kom ek vir jou sê vandag, die tye wat ons besig is om in te gaan jy God nodig hê, meer as ooit. Die woord sê, dat Jesus sal kom, soos 'n dief in die nag. Jy gaan nog besig wees met jou alledaagse dinge, of jy gaan dalk ergens in 'n kroeg sit, besig wees om te drink, of jy gaan ergens besig wees om te jag, jy gaan dalk ergens besig wees om te fornicate, jy gaan dalk nog besig wees om pornografie te kyk. Wie weet wat 'n mens ook al doen. Die woord sê, dat Jesus sal kom soos 'n dief in die nag. So dit beteken, jy gaan onkant gevang word. Wanneer jy dit die minste verwag, gaan Jesus kom, soos wat hy beloof het. En hy gaan weer terugkom aarde toe. En dan is die vraag, gaan jy aan die linkerkant staan, of aan die regterkant? En daar staan in die skrif, dat Jesus gaan vir die bokke sê, staan aan die linkerkant. En hy gaan vir die skape sê, staan aan die regterkant. En vir die bokke gaan hy sê, ek het julle nie geken nie. Die kaf gaan hy voorsê, ek het julle nie geken nie. Gooi jou in die onuitblusselike vuur. En vir die koring, vir die skape, gaan hy sê, julle beerwe die ewige lewe. As Jesus nou op hierdie oomblik sou kom, of môre, of oor 'n maand, of dalk oor 'n jaar, waarheen gaan jy? Het jy Jesus al aanvaar as jou persoonlike verlosser en saligmaker? Want as hy nou sou kom, en jy het hom nog nie aanvaar nie, dan gaan jy dit nie maak nie. En dit gaan nie vir 'n week wees, of vir 2 weke, of vir 3 weke, of vir 3 maande, of 6 maande, of 3 jaar nie. Ons praat hier van 'n ewigheid. So daar's net 2 plekke, dis of hemel toe of hel toe. Vader, ek kom in die naam van Jesus. En ek vra net vir jou, jy wat na hierdie video kyk, as jy nog nie vir Jesus aangeneem het nie, vra ek vir jou net om agter my aan te bid. Jesus, ek kom bely vandag al my sondes voor U. Al my wetende sondes, onwetende sondes en sondes wat ek al van vergeet het. Here Jesus, ek kom bely dat U mens geword het en dat U aan die kruis van Golgotha vir my gesterf het. Jesus, ek is jammer waar ek oortree het. Dankie dat U my nou vergewe. Dankie dat U verlossingsbloed my nou skoon was en my reinig maak en my heilig maak. Here Jesus, ek kom vergewe ook elke persoon wat my seer gemaak het. Ek spreek elke persoon vry. Ek vergewe ook myself. En Jesus, ek kom aanvaar U vandag as my verlosser en my saligmaker. Ek kom neem U aan en van hierdie oomblik af sal ek alles moontlik doen om U te volg. Here Jesus, dankie dat U my eerste lief gehad het. Dankie dat ek vandag kan kom en op U woord kan staan, op 1 Johannes 1 vers 9, wat sê, wanneer ons sondes bely, God is getrou en regverdig en hy reinig ons van al ons ongeregtighede en vergewe ons al ons sondes. Jesus, ek staan op U woord van Handelinge 2 vers 21, waar U sê, elke een wat na U toe uitroep, sal U kom red. Jesus, ek kom roep uit na U toe vandag. Dankie dat U my kom red. Dankie dat U my kan kom vrymaak
En dankie dat U aan die kruis van Golgotha vir my sondes gesterf het. Dankie dat ek nou 'n nuwe mens word en dat ek vry is van elke juk en elke las van die vyand. Here Jesus, ek gee my alles vir U van hierdie oomblik af. In Jesus naam. Amen. Mense, ek wil vir julle sê, baie sterkte. Die woord van God sê, ons moet volhard in gebed, hou met alles vas aan ons koning Jesus Christus. Hy sê jou nooit begewe nie, hy sê jou nooit verlaat nie. God laat alles ten goeie uitwerk vir die wat vir hom lief is. En as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Mense, baie sterkte. As daar enigiemand is wat gebed nodig het, my nommer is 082 7725 661. Totsiens.